groepe, welkom by nog 'n kwartaal. Hierdie kwartaal se tema het rondom 'n ander Bybelstudie wat ek bygewoon het eintlik by my begin. En die gedagte waar ek wil praat vandag is ook die heel eerste preektema wat ek in my lewe geskryf het, gemaak het. Toe ek in my 5de jaar van die universiteit was, dan kry jy vir die eerste keer, na 5 jaar se studies, kry jy vir die eerste keer 'n geleentheid, omdat ons in daai tyd genoem het 'n klaspreek te gee, voor jou medestudente en voor jou professors. So, dit is nie eers in 'n gewone erediens nie. En die tema wat ek daai dag gekies het, my heel eerste preek, het gegaan rondom die tema van gebed. En dis waar ek wil praat. En wat ek dink nogal sinvol is. In die week het ek 'n Bybelstudie bygewoon en dit was toevallig die tema van hulle Bybelstudie en ons het 'n sinvolle gesprek gehad en ek het ook net weer besef, daar is so sekere temas wat net eenvoudig deur die eeue altyd relevant vir gelowiges sal wees. En gebed is verseker een van daardie temas, want daar is soveel vrae rondom gebed, daar is soveel verskillende maniere waarop mense gebede ook benader en hoe hulle ook hulle eie gebedslewe inrig. Die rede waarom ek uiteindelik die tema gekies het vir my heel eerste preek is omdat ek daarso in 'n Bybelstudiegroep vir my maale bygesit het waar 'n klomp volwassenes eerlik openlik vir mekaar gesê het, hulle te seer gekry in hulle lewe, hulle gaan elke Sondag kerk toe, hulle woon 'n Bybelstudie by, hulle lees hulle Bybels, maar as dit kom by gebed, sukkel hulle. Een tannie het gesê, sy sukkel, dit voel of sy teen die plafon bid. 'n ander tannie het gesê, sy het al verby die punt gekom om vir haarself te bid, want die Here gaan in elk geval doen wat hy wil doen, en daarom bid sy graag vir ander mense, en sy bid vir haar familie, maar dit wat sy in haar eie lewe beleef, daar is 'n huiwering vir haar eie behoeftes, dit sukkel sy om met die Here te deel, want die Here gaan in elk geval doen wat hy moet doen. En ek dink, daai is die soort van gedagtes wat soveel opregte goeie gelowiges steeds vandag beleef. Dalk is jy daar, dalk is jy nie daar nie, dalk kyk jy na dit wat ek nou gesê het en jy wonder, ag maar hoe is mense so vol van dit en hoe is hierdie gedagtes so in jou kop? En ek hoop regtig dat jy tog met 'n stuk sensitiwiteit ook sal omgaan om te verstaan dat wanneer mense deur moeilike tye gaan, spesifiek is die manier hoe jy oor gebed dink baie dikwels iets wat jy moet heroorweeg en op 'n manier ook reframe as ek nou kan Engels praat. So, dit wat ons gaan doen, lang inleiding, hierdie kwartaal is bietjie rondom gebed en meer spesifiek, ek was lus geweest om hierdie kwartaal regtig op die lewe van Jesus te fokus. So ons kan in die Bybel baie tekste kry oor gebed en dit mag dalk gebeur dat ons dit intrek tydens die groeigroepe, maar die bedoeling is eintlik dat ons gaan stil raak by die lewe van Jesus en kyk hoe hy gebid het. Aan die een kant hoop ek, dit help jou, daarso waar jy in jou groeigroep is, ook met jou persoonlike lewe, maar andersins is dit ook net goed, ek wil sê, om op 'n intellektuele manier ook te dink oor gebed, en bietjie te gaan kyk, hoe het gebed in Jesus se lewe gefunksioneer. Die gedeelte waarmee ek hierdie kwartaal wil begin, is Markus 1. Is regtig net so 'n kort gedeeltetjie, wat jy amper nie eers oor kan preek nie, dis net so 'n one-liner wil ek amper sê, wat ons kry in Markus 1, ek gaan vir ons uit die 2020 vertaling lees, want ek is regtig vreeslik lief vir hierdie vertaling. Dis net 'n paar verse, ek sal nou nie die groter konteks gee. So, lees hierdie gedeelte saam, ek wil sê, lees dit 2 keer saam by jou groeigroep self ook, en dink bietjie wat staan vir jou uit en wat sien jy raak. Jesus se prediking in Galilea, dis Markus 1 vers 35. Vroegoggend, toe dit nog stikdonker was, het hy opgestaan, buitentoe gegaan en na 'n verlate plek vertrek. Daar het hy, dis natuurlik Jesus, gebid. Simon en die saam met hom het agter hom aangegaan. Toe hulle hom kry, sê hulle vir hom, almal soekie. Maar hy sê vir hulle, laat ons elders andersheen gaan na die naburige dorpies toe, sodat ek daar ook kan preek. Want daarvoor het ek gekom. En hy het deur die hele Galilea gegaan,
in hulle sinagoges gepreek en demone uitgedryf. Net hierdie paar verse. Lees dit gerus saam ook in julle groepe, hê 'n rustige gesprek ook daaroor, en as julle reg is, kan julle weer die video play. Nou, ek dink ek het dit al op 'n vorige geleentheid eers gesê, ek is nogal lief vir die evangelies, en spesifiek Markus die evangelie, en elke evangelie kleur Jesus op 'n ander manier in, alhoewel die essensie altyd dieselfde bly. En dit wat ons in Markus sien, en wat baie opvallend van Markus is, Markus het nie tyd nie. Markus is haastig. Wanneer hy Jesus se genesings en se prediking en se werk beskryf, is dit vinnig, dis op mekaar, en jy sal die woord skielik gereeld lees, jy sal die woord dadelik gereeld lees, meer gereeld as wat jy dit in die ander evangelies gaan lees. Die Jesus wat ons in Markus teekom, is iemand wat ek dink in 'n groot mate met ons wêreld sou identifiseer, want ons sit in dieselfde wêreld. Ons het nie tyd nie, ons moet go, en daarso is uiteindelik, jy moet prioritiseer, en net die belangrike goeders het jy voor tyd. En dit is die Jesus wat ons dikwels in Markus se evangelie kry. Aan die een kant wys dit vir jou die dringendheid wat daar by Jesus gelê het om die koninkryk van God te verkondig. Dit sou vreemd gewees het in daai tyd, want eintlik oor die algemeen, selfs vandag nog, as jy in die Midde-Ooste gaan beweeg, is daar 'n rustigheid, 'n statigheid. Ons praat altyd van Afrika tyd, en in die Midde-Ooste is dit blykbaar net so erg, indien nie erger nie, selfs vandag. Hulle het 'n ander tydsverstaan, 'n tydsbegrip, en 2000 jaar terug was dit nog erger. En daarom is dit eintlik vreemd dat Jesus hierdie dringendheid gewoonlik by hom het. Maar nou is 'n interessante ding. As jy die Markus evangelie gaan lees en gaan kyk wat gebeur daarso, aan die een kant is dit, Markus is besig, hy sê, goed, Jesus word gedoop, en hy praat van Johannes die Doper, en dan gaan jy agterkom, maar weer eens, so vinnig, een na die ander ding wat gebeur. Die eerste is dit Jesus wat gedoop word, dan is dit Jesus wat sy disippels roep, dan is dit Jesus wat besetene gaan genees, en dan, jy kom agter, Jesus is besig om te werk, vinnig en baie, en woes te pas. En dan hierso wat ons lees in Markus 1, is dit skielik asof hy net stop. Vir my die woord wat so mooi uitgestaan het, spesifiek in hierdie vertaling, is die woord, toe dit stikdonker was. Stikdonker, is daarom 'n mooi woord, 'n mooi beskrywing. Hoekom stikdonker? Ek sien in my kop, dit is die tyd, as dit so donker is, waar jy niks hoor, en die voeltjies het nog nie eers begin chirp nie. En dis hierdie tyd, wat Jesus in die middel van 'n baie besige skedule, kies, om wat te doen? Te gaan bid. En ek dink, hierdie is dalk wat vir my baie belangrik is van hierdie teks. Die manier hoe ons dikwels met gebed omgaan is dis die laaste stukkie van die dag. Ek is net so skuldig daaraan, julle hoef nie daaroor te bekommer, dis die laaste stuk van my dag, en eintlik wil sê, ek gee nog die werk vir my vrou ook oor, want dis die laaste ding wat jy doen, as jy saam met jou kinders by die huis is, in die aande, voor hulle gaan slaap, my kinders gaan slaap, raak nie aan die slaap nie, as mamma nie saam met hulle gebid het nie. Papa is nie goed genoeg nie, mamma moet saam met hulle bid. Maar wat leer ons eintlik op hierdie manier? Dit is die laaste ding in die dag wat ons doen. Dit is die laaste stukkie energie wat ons het. As jy nog oor het, as jy nie te moeg is nie. So 'n week of 2 terug was daar trane in ons huis gewees. Toe Simonai net sê, sy is te moeg, sy sien nie kans en ek sien, en nou sal ek gaan bid, en toe is ek nie goed genoeg vir my dogtertjie daai dag nie. Maar hoekom? Want ons los dit vir laaste, die laaste stukkie energie. Interessant ons na die teksgedeelte kyk. Jesus sien dit nie as sy laaste stukkie energie, die oorskiet wat hy het nie. Jesus sien dit as die bron van energie om werk te gaan doen. Dit is nadat Jesus gebid het in die stikdonker, dat hy vir sy disippels sê, kom, ons moet nog na ander dorpies toe gaan, kom ons gaan werk. En ek dink dis 'n belangrike gedagte rondom ons eie gebedslewens ook. Dat ons nie gebed sien as 'n oorskiet ding nie, maar dat ons leer dat gebed die wonderlike bron is waaruit jy kan leef, en wat juis vir jou die perspektief en die krag en die energie gee om te gaan doen wat jy moet doen. Dit is my so treffend van Jesus se antwoord op sy disippels. En ek weer eens, ek sien dit so in ons wêreld raak.
Jesus bid en sy disippels kom na hom sê, hoorie, maar jy het eintlik, die mense soek jou, waar is jy, wat maak jy aan, kom, ken jy daai gevoel, nee? Jy ken daai gevoel, jy is nou net besig om te sit, dalk te werk, en dan klop iemand aan jou deur, en dan moet jy nou maar net alles stop, en jou aandag moet weer verskuif. En eintlik hierso kom die disippels, en hulle sê vir Jesus, eintlik, hoorie, hoekom, waar is jou fokus? Jou fokus is nie op die regte plek nie. En die interessante ding vir my is, Jesus reageer nie eers op dit wat die disippels sê nie. Die disippels sê, waar is jy? Jesus antwoord nie, nee, ek was hierso, skies jammer, ek vra verskoning, jammer as julle my gesoek, kan ek help? Jesus gaan net anders en sê, julle kan maar wag. Julle sal nog verstaan. En ek dink dit is wat ek graag dalk, as ons die tema van gebed vandag oopmaak, ook graag in ons groepe wil deel. Is dat die eise wat die wêreld vir ons stel, nie belangriker is as ons gebedslewens nie. En dat dit moontlik is om nee te sê. Ek dink dit is die ding wat ek moet aanleer ook. Ons kan nee sê. Ons kan sê, wag, ek is eers besig en klaar maak. En van hieruit kan 'n mens jou lewe leef. Ek hoop julle het genoeg om oor te gesels. Geniet die gesprek. Ons gaan regtig deur die volgende paar weke gaan ons klomp aspekte van gebed aanraak en hooplik gaan jy ook saam met my by Jesus leer oor hoe om jou gebedslewe in te rig. Lekker dag verder.